Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo al my liefste luisteraars, dis weer Storytyd saam met Juffrou Blanche en vandag se storie se naam is Die Kleinste Dinosaurus en dis geskryf deur Michael Foreman. Mamma Dinosaurus sit tussen haar eiers. Sy wag al lank vir die kleintjies om uit te broei. Een vir een begin die eiers oop kraak en klein baba dinosaurusse steek hulle koppe na die sonlig uit. Almal behalwe een. Mamma Dinosaurus is bekommerd oor daardie eier. Sy hou dit warm en sing vir dit liedjies, maar dit wil nie oopkraak nie. Die bure kom gee ook natuurlik raad. Maak dit warmer, sê hulle. Hou dit koel, sê ander. Mamma Dinosaurus lê die heeltyd langs die eier. Sy blaas daarop om dit warm te hou, of waai met 'n groot veer om dit af te koel. Maar steeds wil die eier nie kraak nie. Papa Dinosaurus wil die eier oopbreek, maar mamma sê, nee, dit sal van self gebeur, wanneer die babietjie gereed is, nie vroeër nie en nie later nie. Op 'n dag word Papa Dinosaurus moeg daarvoor om al die jong dinosaurusse op te pas, terwyl Mamma Dinosaurus die eier oppas. Hy kyk na die eier en roep hard, kom aan eier, doen iets. Eier begin te skud. Die eier begin te bewe en toe begin dit kraak. Eers net 'n klein kraakie, toe 'n groter kraak en uiteindelik breek die dop middeldeur. Papa Dinosaurus se oë rek. Mamma Dinosaurus se oë rek groter. Al die jong dinosaurusse en die bure se oë rek. Hulle het nog nooit so 'n klein dinosaurus gesien nie. Dis die kleinste dinosaurus wat ek nog ooit gesien het, sê papa. Hy is kleiner as 'n dinosaurus se toon. Wel, hy mag klein wees, maar vir my is hy baie spesiaal, sê mamma. Sy tel die kleinste dinosaurus op en soen sy gesiggie. Dae en weke gaan verby en maak nie saak hoeveel kos mamma Dinosaurus vir die dinosaurus gee nie, hy word niks groter nie. Die kleinste dinosaurus is hartseer, want hy is te klein om saam met sy boeties en sissies te speel. En hy is bekommerd dat sy reusagtige bure per ongeluk op hom sal trap. Die enigste plekkie waar die kleinste dinosaurus veilig voel, is hoog bo op 'n heuwel. Daar kan hy sit en afkyk op die woud, en dit laat hom sommer groter voel. Op 'n dag sien hy in die verte nog 'n dinosaurus. Dis 'n langnek. Selfs van ver af lyk die langnek baie hartseer. Die kleinste dinosaurus wonder waarom op aarde so 'n groot dinosaurus so hartseer kan wees. Toe die reenseisoen begin, stoei en rol die groot dinosaurusse in die modder rond. Maar nie die kleinste dinosaurus nie. Hy haat die modder. Hy sit gedurig in die ander dinosaurusse se modderige voetspore vas. En dan moet hy roep, help, kry my hier uit, help! Op 'n dag gaan rol Papa Dinosaurus in die diep modder langs die rivier, maar toe hy probeer uitkom, kan hy nie. En hoe meer hy roei en stoei, hoe meer sit hy vas. Kry my hier uit, roep hy. Mamma Dinosaurus probeer help, maar sy sit vas. Die bure probeer help, maar hulle sit vas. Die kleinste dinosaurus se boeties en sissies klim in die modder, en toe sit hulle ook vas. Kry ons hier uit, roep hulle almal. Die kleinste dinosaurus wens en wens dat hy groter was, groot genoeg om hulle te red. Jy moet gaan hulp soek, sê Mamma Dinosaurus. Maar wie kan help, wonder die kleinste dinosaurus. En toe onthou hy die langnek. Die kleinste dinosaurus is bang. Hy spring versigtig van die rivieroewer tot op 'n waterlelieblaar. Dit wikkel en wiebel, maar gelukkig sink dit nie. Een blaar op 'n slag, wikkel en wiebel hy oor die rivier.
En toe hardloop hy deur die woud en begin teen die heuwel opklim. Hy glip en gly tot hy heel bo kom. Die langnek lyk verbaas en kyk na die hygende kleinste dinosaurus. "Help my asseblief," roep die dinosaurus. "My gesin sit in die rivier vas en die water is besig om vinnig te styg." Die langnek tel hom op en met reuse tree loop hulle teen die heuwel af, deur die woud tot by die rivier. Hy strek sy lang nek oor die rivier en begin die dinosaurusse uit die modder trek. In 'n japtrap is hulle almal veilig op die oewer. "Baie dankie," roep Papa Dinosaurus, terwyl hy vir die langnek waai. "En jy," sê hy, en tel die kleinste dinosaurus op. "Jy mag nou wel soos 'n ou klein goggaatjie wees, maar jy het 'n dapper hart van 'n reuse dinosaurus." Hy soen hom op sy piepklein neusie. Toe die reën ophou en die rivier nie meer so breed is nie, gaan kuier die kleinste dinosaurus weer vir die langnek. Hy lyk skielik nie meer so hartseer nie. "Ek het gedink ek is te groot en lomp om enige iets te doen," sê die langnek. "Maar nou weet ek dis nie waar nie." "En ek het gedink ek's te klein om enigiets te doen," lag die kleinste dinosaurus. Hulle sit saam op die heuwel, die grootste en die kleinste, en nou die heel beste maats. Dis dan maar lekker om te luister na groot maatjies en klein maatjies wat elkeen 'n doel het. So dit maak nie saak of jy oud of jonk of groot of klein is nie, elkeen van ons het 'n belangrike werk hier op aarde. En ek hoop julle almal doen net julle beste elke dag. Nou toe maatjies, tot 'n volgende keer. Arrivederci. Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.